Goeiemôre gemeente en welkom by ons Sondagoordenkings vir vandag. Ons teks van vandag is Markus 2 vers 1 tot 12. Die storie van die vriende wat hulle verlamde man die dag laat sak het om by Jesus se voete te kom neerlê om genees te word. Ons lees Markus 2 vers 1 tot 12. Toe hy na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis was. Baie mense het daar saamgedrom met die gevolg dat daar nie meer plek was nie. Selfs nie voor die deur nie. Hy was besig om die woord aan hulle te verkondig. Toe kom daar mense wat verlamde, gedra deur 4 van hulle na hom bring. Omdat hulle hom vanweer die skare nie by Jesus kon uitkry nie, het hulle 'n deel van die dak, bokant waar hy was, opgelig. En nadat hulle dit oopgebreek het, het hulle die slaapmat waarop die verlamde gelê het, laat afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, het hy vir die verlamde man gesê: "Kind, jou sondes word vergewe." Maar sommige van die skrifkenners wat daar gesit het in hulle harte geredeneer: "Wie is hy dat hy so praat? Hy laster. Wie is in staat om sondes te vergewe behalwe net een, en dit is God?" Jesus het onmiddellik in sy gees geweet dat hulle so by hulle self redeneer en het vir hulle gesê: "Waarom het julle bedenkinge in julle hart hieroor? Wat is makliker? Om vir die verlamde te sê, jou sondes word vergewe, of om vir hom te sê, staan op, tel jou slaapmat op en loop? Maar, sodat julle kan weet dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe, sê hy toe vir die verlamde: "Ek sê vir jou, staan op, tel jou slaapmat op en gaan na jou huis." Die man het toe opgestaan, sy slaapmat opgerol en dadelik voor almal uitgeloop, sodat almal verbaas was en God geprys het en gesê het: "So iets het ons nog nooit gesien nie." Gemeente, dit is die woord van die Here. Geseënd is elkeen wat dit hoor, dit oordink en dit ook toepas in sy of haar lewe. As ek die teks nou weer gelees het die laaste ruk, het een vraag onmiddellik by my opgekom. En verbeel jy vir 'n oomblik, ons sit in 'n erediens, ons sit in 'n gemeente, ons sit in 'n diens en alles voel ook mooi en skielik begin iemand die dak oopbreek. Skielik begin iemand die dak oopbreek en die stof begin afval en alles word onderbreek en dan word 'n man op 'n draagbaar deur die dak laat sak. Ek wonder wat sou ons reaksie gewees het. Ek dink nie baie van ons sou gereageer het met: "Hier's 'n mooi oomblik, ietsie heiligs wat nou begin gebeur" of so nie. Ek dink meeste van ons se reaksie sou gewees het: "Ag nee man, dit werk mos nie so nie. Wie gaan nou die dak regmaak?" Ek dink dit sou ons reaksies gewees het. En dis eintlik presies wat baie keer met ons as mense gebeur. Ons fokus onmiddellik op die ontwrigting, nie op die moontlikheid in die gebeurtenis nie. Want Jesus sien nie 'n probleem nie. Jesus sien nie 'n dak wat oopgebreek word, skade wat nou weer aangerig word of so tipe ietsie nie. Jesus sien 'n oomblik vir genade. Want in daardie tyd het mense geglo dat siekte en sonde verweef was met mekaar. Dat die twee onlosmaakbaar eintlik van mekaar was. So hierdie man was nie net eintlik fisies verlam nie. Die gemeenskap sou geglo het dat daar iets fout was, dat hy of iemand naby aan hom, 'n familie of so tipe ietsie nie vergewe was nie en daarom was hy verlam. Ons weet nie uit die teks uit of hy van geboorte af verlam was of daar iets gebeur het met hom of wat gebeur het nie, maar hy was fisies verlam, ja, maar ook sosiaal miskien uitgeskuif. Ook sosiaal miskien gestigmatiseer. Maar hy het daarmee die vriende gehad, hierdie mense wat bereid was om vir hom in te tree en om te dra. Vriende wat glo. Vriende wat bereid was om hom voor Jesus te bring. En ek dink dit kon maklik gewees het om 'n verlamde man bo op 'n dak van 'n gebou te kry en 'n hele storie waar hom afgespeel het nie, maar dis vriende wat nie opgegee het nie. En die wonderlike is dat Jesus nie dadelik na die man kyk nie. Hy kyk na die vriende en hy kyk na hulle geloof. En daarom sê hy vir die verlamde man: "Kind, jou sondes word vergewe." En wonderlik is dit nie, daai term kind, onmiddellike term van jy behoort, jy is weer deel, jy word deel gemaak van die gemeenskap. Jy is nie uitgesluit nie, jy is deel. Maar nog belangriker, jou sondes word vergewe.
En dis eintlik die groot wonderwerk. Die groot wonderwerk is nie die fisiese genesing soos wat ons baie keer by vashak nie. Nee, die wonderwerk is eintlik hierdie oomblik waar Jesus sê, jou sondes word vergewe. Want Jesus herstel sy menswees lank voordat hy die fisiese herstel. Hy herstel sy waardigheid, hy herstel sy menswees voor die fisiese genesing kom. Want ons lees ook nie dat hy onmiddellik genees was nie. Ons lees nie dat hy onmiddellik kon opstaan en so nie. Maar die skrifkenners het dit gehoor en gesukkel daarmee. Wie is hierdie man wat kan sê jou sondes word vergewe? Want daar is net een wat sondes kan vergewe en dit is God. En hulle is reg. Teologies weet ons, daar is net een wat sondes kan vergewe en dit is God. En daarom sê Jesus vir hulle, so wat is dan eintlik makliker? Om te sê jou sondes word vergewe? Of staan op en loop? En hy doen dit om te bevestig wie hy is, dat hy is wie hy sê hy is. Dat hy wel die seun van die Here is, ja, die seun van die mens, maar ook die seun van God is. So dan sê hy, staan op, tel jou mat op en loop. En hy sê dit ook vandag vir ons. Want ons weet, ons is vergewe. Ons weet dit soms in ons koppe, maar ons beleef dit nie altyd in ons harte nie. Ons glo soms steeds dat, alhoewel ons weet ons vergewe is, glo ons steeds soms ons is nie goed genoeg nie. Ons hak nog vas by ou seer, by ou pyn, by ou dinge, en ons leef asof daar goeders is wat nog nie vergewe is, wanneer ons dit reeds al voor die Here gebring het nie. Maar ons is. En so kies ons soms om op die draagbaar te bly lê, terwyl Jesus al lank al vir ons gesê het, staan op en loop. Jy is vergewe. So vandag kort, jy miskien weer hierdie uitnodiging, kind, jy is vergewe, nie eendag nie, nie miskien nie, nie wanneer jy beter is nie, nie wanneer jy alles reg gemaak het nie, nee, maar nou. Jy is vergewe. Staan op, tel jou mat op en loop. Moenie bly lê daar waar God jou reeds losgemaak het nie. Moenie vashou aan dit waarvan God jou reeds bevry het nie, want ons is nie meer verlam nie. En wanneer ons dit besef, dan kan ons ook besef dat ons ook die rol van die vriende kan inneem. Die vriend wat weer iemand anders help, wat miskien vashak by iets, wat verlam lê, wat vasgevang is in 'n verkeerde siklus, om hulle miskien te help en hulle opnuut weer voor die Here te bring en hulle te help bevry. Ons kan ook hierdie vriende vir mekaar wees, ons geloofsgemeenskap en so, wat mekaar aan die Here opdra, dat ons nie net bid vir onsself nie, maar ons ook bid vir mekaar. Bid vir ons gemeenskap, bid vir ons gemeente, bid vir ons land, bid vir die wêreld. Maar nog te meer dat ons optree, dat ons ook mekaar aktief voor die Here bring. So, wie dra jy vandag? En wie dra jou? Kan ons in hierdie week opnuut weer fokus dat ons as vrygemaaktes, as hersteldes, as geneestes in Jesus Christus leef. En mag ons ook mekaar opdra. Nie net opdra in gebed nie, maar mag ons mekaar ook dra tot by die voete van die Here, daar waar herstel is, dat ons almal kan opstaan en kan loop in die volheid van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Ons God, Here, wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat ons reeds vergewe is. Here, U genade is vir ons genoeg. U is die een wat dit alles moontlik maak. U is die een wat herstel bring vir ons, Here. En ook daar waar ons baie keer so graag as mense wil vashou aan dit wat ons pla, so graag ons identiteite wil vestig op goed wat met ons gebeur het, op probleme wat al in ons lewens was, op ander dinge, kom U vir ons en sê opnuut weer vandag vir ons, nee. Fokus op my. Jy is reeds vergewe. Jou identiteit berus in my. En my genade is vir jou genoeg. Jy is vergewe. Staan op en loop. Dankie, Here. Amen.